Goed, inasem. Ek vra verskoning. Sit almal nog. Dit het moeilik gegaan. Okay, kom ons probeer een laaste keer. Ja, kan nou so warm. Wil iemand graag tel vir my? Okay, nou maar pastoor vir ons tel. Pastoor wil nie weet tel nie. Goed. Dan is dit nou op aan my oorgelaat. Ek weet nou nie of daar enige vertroue oor is nie, maar kom ons probeer weer. Goed, hier gaan ons. Inasem deur die neus. Mooi! Kyk vir pastoor uitgepas, as iemand net kan kom CPR doen hierso. So behalwe vir die feit dat dit ons lekker laat ontspan, is daar 'n baie belangrike ding wat ek altyd van bewus raak wanneer ek hierdie doen. Asemhaling kom natuurlik vir ons, né? Kyk, ons moet eet en jou maag skree maar asemhaling is so natuurlik. Wie let op elke asemteug wat hulle in of uitasem? Niemand nie. Ons vat dit as vanselfsprekend, ons staan vooroggend op, jy slaap en jy haal asem. Niemand konsentreer wanneer jy slaap nie, maar jy staan op en jy haal asem. Maar wanneer kom ons agter, o jene, nou haal ek die asem, iets is fout, mayday, iets is fout. Wanneer? Wanneer jy daar so by daai hou kom, dan is daar niks meer nie. Wanneer ons nie meer asemhaal nie, dan mis ons dit baie vinnig. Nou, ek wil baie graag gou vir Joshua vra, hy gaan vir my kom help, hy moet so lank aankom asseblief. So, ek was onlangs siek gewees, en toe sukkel ek met asemhaling. So, dan is 'n mens baie bewus van jou fisiese asemhaling. En dit het my dadelik teruggevat na die woord, na Genesis 2 vers 7 toe. En dit was vir my so kosbaar, en my gebed vanoggend is, dat elke een vanoggend van ons, God se liefde, se mooi liefde vir ons elkeen sal ervaar. Sy spesiale liefde, want ons gaan nou daaroor praat. Nou, ek het vir Little Annie onder, ek het ver gegaan om haar te kry, sy het nie klere aan nie, maar daar's regtig niks om te sien nie. So, pastoor sê, hele oggend al sy kruikout, kom Joshua. So, nou ja, daar's Little Anne gereed. Nou, maar dit is Little Anne, is haar naam. Kom. Goed, wat Joshua nou gaan doen is, ons gaan nie CPR doen nie. So almal wat nou wil weet, nee, ons gaan nie dit doen nie. Dit is glad nie die doel van Joshua. Dis glad nie die doel van Little Anne vanoggend nie. Sal jy asseblief vir ons wys wat gebeur wanneer ons blaas? Die oë net weer. Die oë is toe. Jy moet mooi blaas, Joshua. Hy het geoefen vanoggend, maar ek weet nie. Dan net one slip, dan werk het nie. Jy! Mooi Joshua! Nog een keer. Daar sy, kyk die flappe lig skoon op hier, so daar sy, baie dankie Joshua. Nou Little Anne gaan nou net so rukkie hier by ons bly. Maar die rede hoekom ek vanoggend dat hy dit doen het, is die hele tyd bly hierdie beeld van 'n CPR pop in my gedagtes, en ek het regtig gesukkel om enetjie in die hande te kry, maar hier het ons vir haar nou. Maar as ons gaan kyk na Genesis 2 vers 7, dan staan daar, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. En in sy neus, Joshua het nou net in sy mond geblaas terwille van die illustrasie, maar in sy neus het God die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens
'n lewende siel geword. Die Amplified sê dit so mooi, sê, breathe into his nostrils the breath of life. En wat my so opgeval het hiervan, is dat as ons Genesis gaan lees, dan sien ons hoe God alles gespreek. Hy het alles in wording gespreek. Maar dan kom hy by die mens, wanneer hy die breath of life vir ons gee. En dan blaas hy in sy neus, in elke een van ons neus, blaas hy the breath of life. Wat moes hy doen? Hy kon nie hier staan en, nee. Hy het gekom en hy het afgebuk en hy het the breath of life gegee. So lief het God die mens. In Job 27 vers 3 staan daar, want my asem is nog heeltemal in my, dis Job wat dit sê, en die lewensasem van God is in my neus. Eli sê vir Job, in Job 33 vers 4, die gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Eli herken hier, dat sy lewe en sy hele bestaan onderhou word deur die Heilige Gees. Nou die Hebreëse woord vir asem, woord vir asem, hy word 400 keer in die Ou Testament herhaal. En die rede hoekom is hy beteken verskillend, 'n paar verskillende goed as net die asem. Die woord is ruach, kan ons dit sê? Ruach. Henry, ek het onmiddellik aan jou gedink. Ek wou gehad het, jy moet vir my sê ruach, want hy het so 'n diep stem. Kan jy gou hier oor kom sê ruach? Kom Henry, ek weet jy skaam, maar kom. Ek is ook. Kom staan hier, so sê hier so, ruach. Ruach. Daar is hy, weer, lekker diep, ruach. Ruach, daar is hy, dankie Henry. Dit is die asem, maar dit beteken ook meer as dit. Dit beteken ook wind en dit beteken ook gees. So 'n paar verwysings in die woord sien ons in Handelinge 2, waar daar 'n geweldige rukwind was gedurende die uitstorting van die Heilige Gees. Dieselfde woord ruach word gebruik in Genesis 1 vers 2 waar ons lees, waar die Gees van God oor die waters sweef. Dis dieselfde woord ruach. Die Griekse woord vir asem is pneuma. Ek dink ons sal dit almal herken as pneumonia, maar dis die slegte deel van pneuma. Dis nie die eerste deel, asem. So in Johannes 20 vanaf vers 19 maak Jesus sy verskyning aan die disippels nadat hy opgestaan het. En ons sien in vers 22 hoe Jesus oor hulle blaas en hy vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Nou Jesus sê in Handelinge 1 aan sy disippels, nadat Johannes hom in die water gedoop het, maar, wag nou net, laat ek mooi lees hier. So, Jesus sê in Handelinge 1 aan sy disippels, dat Johannes met water gedoop het, maar dat hulle met die Heilige Gees gedoop gaan word. So in vers 8 lees ons 'n baie bekende skrifgedeelte, Handelinge 1 vers 8. Ek dink ons kan dit sommer almal saam sê, maar julle sal krag ontvang. Wanneer gaan ons krag ontvang? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis 'n baie belangrike skrifgedeelte vir waar ons gaan eindig vandag. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ruach is God se teenwoordigheid van sy Heilige Gees wat deur ons beweeg. Hy rus ons toe om in sy weë te wandel. En daarom kan ons vir ruach vra, vir krag, vir leiding, vir vernuwing. En dan is hierdie vir my so kosbaar gewees om te besef dat Jesus is self gelei deur die Heilige Gees. Daar's 'n profesie wat in die belofte wat God gemaak het in
Jesaja 11 vers 2 waar hy gesê het, die Messias gaan bekragtig wees deur die Heilige Gees. Kom ons lees dit saam, daar staan, en op hom sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand. Die Gees van raad en sterkte. Die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En wat mooi is, hierdie profesie kom in vervulling in Matteus 3 vers 16 tydens Jesus se doop in die Jordaanrivier waar daar staan, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Ons lees ook in Lukas 4 dat Jesus vol van die Heilige Gees teruggekeer het van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei. Nou, iets waarvan ek ook baie bewus is dat ons nie net asemhaal nie, maar laat ons genoeg ons suurstofvlakke, en ons is nou deur al die dinge, wat ons suurstofvlakke so belangrik was. Ek dink almal is bewus nou van ons suurstofvlakke moet genoeg wees in ons bloed, sodat ons voldoende kan asemhaal. My liefste dierbaarste woef van 12 jaar het onlangs moes ek haar veearts toe vat. Sy is nou al bietjie ouer en hulle toets haar suurstof en haar suurstof is 89 en die veearts is baie bekommerd. Sy sê vir my die suurstofvlakke moet 96 wees. As hulle 'n operasie doen, dan as die suurstofvlak op 90 kom, en stop hulle die operasie. En my woef se suurstof is 89. So uit die aard van die saak is ek toe nou baie bekommerd. Maar wat gebeur is wanneer ons suurstofvlakke op 80% kom, dan moet ons op 'n ventilator gaan. En dis weer eens, ek het geen mediese kennis nie. Hierdie goed het ek gegoogel. So, en pastoor sal vir my sê, pas op vir Google, want ons het nou mooi gesien, maar ek het daarom uitgevind ook, hoor. So, hulle het gesê, ek sê net, ek het geen mediese kennis nie. So, Tony Evans skryf in sy boek, The Power of the Holy Spirit's Names, die volgende. One of the problems that runs rampant in our Christian culture today is a lack of Holy Spirit oxygen. Christians are not breathing in the Holy Spirit. And so they have no spiritual oxygen circulating in them. Just as the physical body begins to break down without oxygen, the spiritual life does as well. So, dit het my laat besef in ons geestelike lewe en in elke dag se lewe, in situasies in ons lewe, as ons 'n suurstoftekort het, 'n geestelike suurstoftekort het, dan begin alles agteruit gaan. Dit kan nie meer aanhou en reg wees soos wat dit moet wees nie. So nou wil ek baie graag weer 'n asemhalingsoefening met julle doen. So dit is nou vir die wat nou bietjie moeg geraak het. Kom ons staan gou almal op. Daar sy. Goed, nou gaan ons so maak. Jy staan en jy haal diep in asem, né? Jy in asem. Soveel as wat jy kan. As jy nie meer kan jou asem inhou nie, dan moet jy sit. OK, dan kyk ons wie hou die langste. Dis eintlik 'n kompetisie, maar daar's nie pryse nie, maar dan kom ons maak so. So goed, ons gaan nou lekker inasem en dan hou jy so lank as wat jy kan, né? En dan staan jy, as jy voel jy kan nie meer, dan gaan sit jy net. Hou nou nie jokkie hoor. Nou nie halfpad asemhaal en dis nie, maar daar's nie 'n prys nie. So, goed, kom ons wees eerlik. Daar gaan ons. Julle doen so goed, genade.
Julle moet net nie begin neerslaan nie. Ek sien nou daar agter iemand genade. Sit net as jy nie meer kan asemhaal nie. Mooi, mooi. Sjoe, julle doen goed. Die langafstand swemmers, dis hulle seker wat nou nog staan. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Waar trek ons nou? Woe, Renier. Mooi, mooi. Julle daarso. Mooi. Daar sy. Mooi, mooi. Jo, mooi julle. Kom ons gee vir hulle hande klap. Baie mooi. So die meeste van ons het al gevas vir 3 dae of tot 21 dae en dit mag, wat die geval ook nou al mag wees, maar ons kan vir dae lank sonder kos gaan. Maar ons kan net vir 4 minute sonder suurstof staan. Net vir 4 minute. So, vanoggend is ek so bewus gewees van die aanbidding. Toe ons begin sing en al hier agter, ons was verlede Saterdag was ons by 'n vroueoggend gewees en sy het so mooi verduidelik hoe al die vyand en sy trawante eers daar is en dit moet oopgaan sodat ons by die heilige by God kan uitkom, in sy troonkamer kan inkom, soos wat ons altyd sing. En baie keer dan stop ons net daar. Baie keer dan gaan dit vir ons net oor om te sing. Ons het vanoggend liedjies gesing met kragtige woorde. Ons het skrif gesing. Maar dis elke een van ons se keuse. Of wil ek laat die Heilige Gees my aanraak of gaan ek bekommerd wees oor die en bekommerd wees oor daai? Want ek wil vanoggend, en ons weet dit, maar ek wil dit vanoggend net weer sê, dat as ons vanoggend hier gestaan het en ons het die liedjies met die mooi woorde net gesing, en daar was nie Heilige Gees teenwoordig nie, dan het jy jou tyd gemors. Dan het ek my tyd gemors. Want dit is kragtig, wanneer die Heilige Gees teenwoordig is, wanneer daai asem in ons lewe is dit kragtig. Dan staan daar, ons gaan krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Beteken dit dan, ons kan net so staan en ons sing oor 'n almagtige God. Hoe kan dit wees? As ek die Engelse woord kan gebruik, wanneer ek vef oor iemand. Ja, my kind het dit gedoen, en dit het gebeur, en ek is all in. Maar ons kan van 'n almagtige God sing. En ek wonder hoekom lyk daai dak fankie nou vanmôre so. Hoor vanoggend my hart, wanneer ek hierdie volgende sê. Ons moet intap by God, by sy woord. As ons al die Bybelstudies in die wêreld bywoon, is dit fantastiese godsdienstige praktyke. En ek sê nie vanoggend, ons moet dit nie doen nie. Maar as daar nie Heilige Gees is, in wat ons doen nie, dan verspil ons tyd. As ons vanoggend hier opgedaag het, hoekom gaan ons, hoekom bid ons al heel week vir die diens van vanoggend? Hoekom gaan ons in die bidkamer in en ons gaan bid voor die tyd? Nie oor ons enige iets het om te bid nie, maar oor God is en sy Heilige Gees se teenwoordigheid het ons hier nodig. Ons het nodig om hom te ervaar. As ek en jy vanoggend opgestaan het in hierdie koue wintersoggend en ons het hier aangekom, net om maatjies te kom maak en om te kom lekker saam koffie drink, dan mors ons tyd vanoggend. Dan is ons suurstofvlak dalk op 50% en het ons ventilator nodig. Sien, sonder lewensgewende asem sal niks hulle volle potensiaal bereik nie. Niks. God het afgebuk vir ons die lewensasem gegee,
Maar hy gee ook vir ons die geestelike lewensasem, die Heilige Gees, sodat ons kan opereer uit sy Heilige Gees uit. Anders is dit net 'n pop soos hierdie, wat daar niks asem is nie, vel en been en daar's niks verder nie. Gehoorsaamheid ontsluit die krag van die Heilige Gees. Hoekom sê ek so? In Josua 6, waar God vir Josua gesê het, ek gee julle beheer oor Jerigo, sy koning en sy soldate. Wie kan dit onthou? Wie kan onthou hoe daai manne geveg, sodat daai mure kan inval? Onthou julle dit? Nee, hulle het nie. Askies, dit was nou lelik. Hulle het niks gedoen behalwe om gehoorsaam te wees wat God die Vader gesê het. Hy het gesê, gaan stap om die mure. Hy het nie gesê, bring julle swaarde en julle spiese en kom voer oorlog en slaan die mure stukkend. Hulle het niks daarvan gedoen nie. Hulle was gehoorsaam. Hy het gesê, Josua, julle moet 1 keer elke dag vir 6 dae om hierdie mure loop. En dit was dik mure. Maar hy het 'n belofte gegee. Hy het gesê, ek gee vir julle, vir Jerigo, ek gee vir julle die koning, ek gee vir julle die soldate, maar luister na my. 6 dae moet julle loop, die 7de dag moet julle 7 keer omloop, die ramshorings moet deur die priesters geblaas word, en wanneer die priester die sein gee, moet julle skree. En wat doen hulle? Presies wat hy gesê het. Presies wat God sê. En daai dik Jerigo mure val. Hulle was gehoorsaam. Gehoorsaamheid gee krag. Ontsluit die krag van die Heilige Gees. Nog 'n voorbeeld wat ek baie graag wil noem, is Jesegiel 37. Daar waar die Here vir Jesegiel die visioen van die vallei gee. Nou kom ons dink net weer, is 'n baie bekende gedeelte, maar kom ons dink net weer vir 'n oomblik wat het daar gebeur. As ons 'n entjie teruggaan, Israel, as gevolg van hulle eie toedoen, as gevolg van hulle eie keuses, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, bevind hulle self op 'n hopeloos verlore plek. Hulle het alles verloor, fisies, geestelik, emosioneel. Hulle is eintlik sonder hoop. Maar God kom en hy sê, ek gaan vir julle 'n hart van vleis gee. Ek gaan die hart van klip vir julle verharde harte gaan ek verwyder en ek gaan vir julle 'n hart van vleis gee. Net na dit sien Jesegiel hierdie visioen van die vallei met die mensebene. Nou hierdie mensebene, in die eerste plek 'n vallei wat oortrek was met mensebene. Nou ek het nou al in die veld gestap en ek dink baie mense, ek dink die meeste van ons het al gesien, hoe lê veral diere se bene partykeer so in die veld. Nou hoe langer daai bene lê, hoe droër word daai bene, hoe uitgedroog word dit. En is die hoop, wel, as dit bene is dit bene, maar dan is daar eintlik geen hoop dat hulle weer kan lewe nie, want is bene. Maar as ons hoor wat hierdie visioen sê, dan het hy hierdie magdom van bene gesien, wat hier lê. En dis eintlik 'n baie slegte ding, want 'n liggaam moes begrawe word. Hulle kan nie eintlik so lê, laat die bene net so droog word nie. So hier lê hierdie magdom. En God vra vir Jesegiel of hierdie bene weer kan lewe. En wat antwoord Jesegiel? Hy sê, net u weet. U weet of hierdie bene weer kan lewe. En God maak hierdie belofte. Hy sê, jy moet profeteer oor hierdie dooie bene. En wanneer ons nou dink aan hierdie situasie, dan dink ek nou, as hier nou dooie bene lê, en een van ons kom nou en ons profeteer hieroor, wat gaan die ander dink? Ja, hierdie ou het sy varkies verloor, om eerlik te wees, ek bedoel, dis bene, hier's niks meer, hier's nie lewe nie.
Paulus sê ook dieselfde in 1 Korintiërs 1, waar hy sê dat die verlossingswerk wat Jesus aan die kruis gedoen het, lyk vir iemand wat verlore gaan, dwaas. En dis presies wat nou hier gebeur het, met die bene, ek dink as iemand sou kyk, sou hulle dink, sjoe, maar dit is dwaas. Maar God het beloof, hy het 'n belofte gemaak, dat hy oor hierdie bene gaan vleis en vel gaan gee, en dat hy lewensasem in gaan blaas. Maar wat doen hy? Hy sê vir Esegiel om iets te doen, om gehoorsaam te wees, om te profeteer oor hierdie dooie bene, en oor hulle woord te spreek. En dan lees ons, dat God toe begin het, om al hierdie, dis 'n vreeslike geraas gewees, en hierdie bene begin by mekaar kom, en dit lyk toe seker later soos 'n geraamte, en hier begin God presies doen wat hy sê, en hy sit die vleis om hierdie bene, en hy sit die vel om hierdie bene, en dis amper net soos Little Annie vanoggend. Dis nou nie regtig vel nie, is nie regtig vleis nie, maar die idee, daar kort iets, daar kort lewensasem. As ons kyk na wat in vers 8 staan, dan staan daar, maar daar was geen gees in hulle nie. Die Amplified sê, there was no breath in them. In vers 9 lees ons dan van Esegiel 37, daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees. Eers moet hy profeteer tot die bene, en God begin hierdie bene aan mekaar sit, die vleis en die vel. Dan sê hy, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here. Kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. God gee opdragte in Esegiel 37, en Esegiel is gehoorsaam, en hy ervaar die krag van God. En nou wil ek vanoggend vra, as jy voor die Here gaan stil word, om vra, Here, is daar in my lewe plekke waar ek op suurstof is, waar ek op 'n suurstofmasjien, 'n ventilator is? Ek praat nie van fisiese asem nie, ek praat van geestelike asem. Is daar plekke in my lewe waar ek nie is, daar waar U my wil hê nie? Here, is daar plekke waar ek dit mis? Is daar plekke wat ek met ander woorde op myself staat maak om te dink, ek gaan hierdie kan regkry? En ek wil vanoggend 'n baie mooi lied met julle deel, en ek gaan daarna vra, dat as die Heilige Gees vir jou oortuig, ek wil regtig vra, sit bidend, en vra vir die Here, Here, is hierdie ek? Ek het so gebid vir vanoggend se diens. Want dit is so nie mens nie. Dit is so nie siel nie. Dit is so gees, dat net soos wat ek die voorbeeld gebruik het van ons sing, baie mooi kragtige liedere, maar dit beteken niks, as ons nie die Heilige Gees ervaar nie. Net soos hierdie vanoggend woorde, mooi woordjies, maar as ons nie die Heilige Gees ervaar in ons lewe nie, as ons nie die Heilige Gees in ons omstandighede ervaar nie, dan is dit ook leefwoorde. Terwyl daar lewensgewende krag in die Heilige Gees lê. So vanoggend gaan ek met julle 'n baie mooi liefdeslied deel, wat in my lewe vir my baie al beteken het. En is nie my lied nie, maar hy het vir my so baie beteken. En vanoggend wil ek julle 'n oomblik kans gee, terwyl julle luister na hierdie woorde. Ons gaan nie die hele lied speel nie. As die Heilige Gees dit op jou hart lê om vorentoe te kom, dan kom jy vorentoe. En ek wil iets sê, dat in daai oggend wat ons daar was, het die Heilige Gees, het die vrou vir ons gesê, as jy aanbid,
en jy besef, jy kry nie geconnect nie. Dis of die stoelie voor jou wat jou pla. Dis of die waaier daar wat jou pla. Dan doen jy iets, al gaan lê op die grond. Dan is dit tussen jou en die Here. Dis jy wat met hom wil connect. Dis nie iets wat enige iemand anders vir jou kan doen nie. Dalk trek iemand of iets jou aandag af. En dan moet jy, pastoor het in die week 'n baie goeie voorbeeld genoem, waar hy vir iemand gesê het, as jy worship, en jy kry nie aanbid nie, jy kry nie connect nie, gaan staan in die hoek. Gaan staan in die hoek, want dit gaan nie oor mense nie. So vanoggend, as die Heilige Gees, en ek gaan vir ons 'n gebed doen, en ek wil vra dat julle asseblief gereed sal wees, want ek glo in my hart, die Here het hierdie boodskap op my hart gelê vanoggend. Nie oor mense nie, maar oor wie hy is, en die krag wat hy het, en dit wat in ons lewe gebeur, en ons maak so op onsself staat baie keer. En dan wil ek vir jou vra, ek gaan 'n gebed doen, en dan kom jy uit, as dit jy is, wat vanoggend nodig het, dat ons breath of God, breathe, soos wat Jesus breath of God gebreathe het. Koning Jesus, mag ons in hierdie oggend beleef that you are the lover of my soul. Heilige Gees, mag ons vanoggend, as daar in ons lewe 'n plek is wat ons nie is waar ons moet is nie, as ons op 'n ventilator is, bid ek, Here, dat ons vanoggend die bold stap sal vat om vorentoe te kom, Here Jesus, en ek weet dit is 'n ongewilde versoek, Here, maar dit gaan nie oor ons nie, Here, en mag ons nie mis vanoggend dit wat U wil doen, Here, nie oor wie ek is nie, Here, want U ken my hart oor dit, maar oor wie U is, wat U wil doen. We are lost without you. This is the air I breathe.